Goeiemôre en baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, mag U woord ons vandag opnuut lei tot volwassenheid in U. Amen. Daar in 1 Korintiërs 4 vers 10 skryf Paulus: Ons is dwaas ter wille van Christus. Julle is verstandig in Christus, ons is swak, julle is sterk. Julle geniet aansien, ons word verag. Ek wil u uitnooi om hierdie vers 10 ook in sy groter konteks te gaan lees. Paulus sê vir ons in vers 14 wat ons met hierdie opmerking in vers 10 moet maak. Hierdie dinge skryf ek, nie om julle skaam te maak nie, maar om julle as my geliefde kinders tereg te wys. Paulus sê dat hy die Korintiërs tereg wil wys. Hierdie term kan verstaan word as vermaaning. Hy wil sekere dinge onder hulle aandag bring deur waarskuwing, met die doel om veranderinge in geloof, hulle gesindheid, hulle gewoontes en hulle lewenstyl te bevorder. Hy gebruik hierdie benadering om verkeerde oortuigings en verkeerde gedrag liefdevol en geduldig aan te spreek. Hy maak hulle nie skaam of verneder hulle nie, maar lei hulle op die regte pad. Hy beskou vermaaning as deel van sy ouerlike plig teenoor die gemeente in Korinte. Hy spreek hulle aan as sy geliefde kinders. Dit dui die intimiteit van hulle verhouding aan, terwyl hy sy gesag ook om morele leiding te gee, daarmee bevestig. Hoewel Paulus die Korintiërs ernstig vermaan, is sy doel regstelling. Dit wys sy diepe besorgdheid oor hulle geestelike welsyn vir ons aan. In sy liefdevolle benadering sien ons hoe belangrik dit is om mekaar te vermaan met die doel om te herstel, nie om te veroordeel nie. Vermaning moet verstaan word as 'n belegging in liefde, wat met liefde vermaan. Mag ons ook op 'n liefdevolle wyse vermaan wanneer dit nodig is, en dan spesifiek met die doel om te herstel, eerder as om te oordeel en te veroordeel. Kom ons bid saam. Here, lei ons asseblief in liefdevolle vermaning waar dit nodig is in hierdie wêreld. Amen.